Goeiedag en welkom by ANT se ekonomiese oorsig moontlik gemaak deur FFG. Ek en Waldo gesels oor al die goeie nuus van die afgelope week, van die mini-begroting tot die afgradering van ons skuld. Maar wat kan dit beteken vir ons wisselkoers en rentekoerse met die afkondiging wat hierdie week natuurlik gemaak word rondom rentekoers aanpassings. Daar gaan kyk ons weer na 'n vorige gesprek wat ek en Pieter gesels het oor derde party versekering en hoekom dit nou weer so belangrik vir ons is in die landbouomgewing. Also hierdie week se episode wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Die rand verhandel tans op R17.20 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.94 teenoor die euro en op R11.17 teenoor Australiese dollar. Die Brent 3 olieprys staan dan tans op $63.91 per vat. Soos beloof gesels ons met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom by ons Prof. Dankie Johnny. Waldo, ons het laasweek die mini-begroting gesien en ek dink is goeie nuus en toe het ons sommer nog terselfdertyd amper die opgradering gesien van ons krediet, ons buitelandse krediet. So vertel ons 'n bietjie meer, wat het jy positief gesien in die budget, soos dalk eers by dit kan begin? Johnny, soveel goeie nuus. Ek dink ek wil al begin deur te sê is die lekkerte van hierdie goeie nuus is dit is eintlik die eindproduk van 'n klomp toegewyde werk. Sê maar met die regering van nasionale eenheid was ons almal positief en optimisties, maar dit was redelik op hoop gebaseer. Ja. Jy weet die hoop dat daar nou positief goed gaan gebeur. Wat ons nou in die mini-begroting gesien het is eintlik die uitkoms van harde werk en dit is vir my lekker. Wat spesifiek het jy gesien is positief? Ja. Ek dink spesifiek die minister is onder sy bestedingsteikens. Daar kan mens nou sê, dinge het maar net 'n bietjie stadig gegaan omdat sy begroting so laat goedgekeur is, maar ek dink hy het 'n goeie duim op besteding deur die staat in die breë. So kan ons onderstel dit, daar's nie te veel oorbesteding teenoor wat hy begroot nie. Dan het hy 'n bietjie ekstra inkomste gekry, en hy gaan eintlik nog meer kry, want hy het nog nie regtig die myne se ekstra inkomste uit die goeie goud en platinumprys van die laaste klomp maande gesien nie, maar SARS het al meer inkomste ingevorder as waarvoor hulle begroot het, deur meer effektief te wees. Hulle werk nog aan daai uitstaande skuld, hulle chip nog weg aan dit, maar dit sê ook vir sy plan om vir hulle 'n bietjie meer geld te gee, om meer effektief in te vorder, dit het gewerk, so hy het 'n bietjie speelruimte met dit. Dan het hy nou met sy ekstra geld het hy 'n klomp sinvolle goed gedoen. Ja, dis eintlik waar die positiwiteit van hy het nou dadelik gesê daar is nou geld vir die SRD grant, daai R370. So onsekerheid rondom dit en om 'n politieke speelbal te maak van gaan hierdie GNU jou toelaag wegneem. Hy het dit van die tafel afgehaal. Ons weet daar is geld vir nog 'n jaar en daar's klomp hervormingsgedagtes agter dit, maar goed. Hy het ook nou verder gegaan en dan het hy gesê die belastingverhogings wat hy in gedagte gehad het, wat eintlik voorgestel was vir die 3 jaar rollende begroting, is nie nodig om daai verhogings mee te hef nie. So daar was eintlik nog 'n BTW verhoging beplan, maar dis nou van die tafel af. So ek dink dis goeie nuus aan die verbruikerskant. En dan eintlik die tweede keer in 'n ry sogenaamde primêre surplus. So die inkomste is meer as die nie rentebesteding. Okay. So ons is nie besig om geld te leen om rente terug te betaal nie. So dit is al hierdie goed dan positief tot die mate dat ons sien die rand versterk. Ons sien dit was tydelik onder 17 geweest, maar baie kort. Kortstondig. Ek het al 'n bietjie geskrik. Ja. Ons is gewoond aan so sterker was. En saam met dit het die opbrengskoers op staatsskuld het afgekom, wat eintlik 'n wen-wen-wen is en nou saam met dit S&P se graderingsbesluit. Daar moet ons 'n bietjie meer oor daai graderingsbesluit. Wat het hulle gedoen en ek weet hulle het 'n positiewe vooruitsig, maar vertel ons net 'n bietjie. So daar is bietjie tegniese punte rondom dit. So hulle onderskei tussen die gradering vir langtermynskuld wat in ander geldeenhede gemaak word en langtermynskuld wat in rand gemaak word. Okay. Meeste van ons skuld is rand gebaseerde skuld, maar ons leen so 'n bietjie in ander geldeenhede. So die wat nou in ander geldeenhede gemaak word, dis maar dollar, het gegaan van die BB- na BB toe. So dis klaar 'n goeie verandering en dan die
randgebaseerde skuld van BB na BB+. So dis nog alles onder beleggingsgradeer. Ons is nog steeds in rommelstatus. Dis nog steeds rommelstatus, maar dit is nou 'n trappie beter in daai rangorde en met die positiewe vooruitsig. So die gedagte dat hulle dink daar kan nog verbeterings kom. So ons gaan nou sien, Moody's dink ek is vroeg in Desember. So daar gaan hulle ook vir ons 'n aanwysing gee van hoe voel hulle daaroor. Ons is nog steeds in rommelstatus, so dit sal nog steeds nie beteken dat ons noodwendig 'n baie groot invloed van investering gaan sien nie. Ons moet eers half uit rommelstatus uitbeweeg. Ja, as ek jou reg verstaan vorige. Ons weet buitelanders is netto-kopers van staatsskuld die laaste jaar. Wat positief is, maar ja, hulle word nou 'n bietjie aangehelp deur ek dink onsekerhede op ander plekke, goeie opbrengste hier. Ons is af van die gryslys af, ons het nou hierdie positiewe vooruitsig daar. So mens gaan dalk 'n bietjie van 'n invloed sien, maar die regte invloed kom as jy nie meer op rommelstatus is nie. So dit is iets om voor te werk. En as ons nou aangaan hierdie trend, of in hierdie trant, wanneer kan dit wees? Eintlik, as kom ons sê ons word nou elke keer is dit wat is die periode? 2, 3, 4 jaar periode? Ek dink mens kyk ten minste na 2. Hulle wil graag sien dat die hervormings wat almal nou oor bly is, dat dit hou. En dan saam met dit dat die ekonomie begin groei. Want dit is nou goed en wel, alles lyk mooi op papier, maar die ekonomie moet groei. So eintlik dit sê baie dat al hierdie positiewe goed gebeur het, selfs in 'n lae groei omgewing. Wow. As die ekonomie nou nog kan bietjie vinniger groei as wat as die laaste rukkie geval was, dan gaan jy nou positiwiteit sien wat skrik van. Want dis waar ek nou wil uitkom eintlik, is om te sê, ons sit nou in 'n omgewing wat ons inflasie na 3% toe, daar's ook in die begroting is dit natuurlik, ons wil 3% toe gaan, maar ons wil nou hierdie ekonomiese groei kry, want ons wil uit rommelstatus uitkom. So ons moet eintlik rentekoerse sny, maar ons moet dit ook nie sny nie. Ja, ek dink daar's al 2 bene daarvan. Monetêre beleidskomitee sit nou om die draai, dit is volgende week donderdag, so daar gaan ons nou weet, so dis stap 1. En dan saam met dit dink ek so sny van rentekoerse, dit gee vir huishoudingsverligting, dit maak belegging 'n klein bietjie goedkoper as jy nou in die regte ekonomie is, maar ek dink nie dis die groot rede hoekom investering laag is en hoekom groei stadig is nie. Okay. Die koste van finansiering is 'n deel van die storie, maar 'n baie groter deel was tot nou toe was onsekerheid geweest. Ons het nie daai private investering in die ekonomie gesien nie. Ons weet hulle het redelike goeie sterk balansstate en kontant wat lê en wag vir geleenthede, maar ek dink om te sê jy begin 'n nuwe fabriek, jy brei 'n plaas uit, jy doen 'n regte ekonomiebelegging, nou nie 'n papierbelegging. Jy doen 'n regte ekonomiebelegging. Eerste jaar of 2 stoot jy net geld in. Nou dit vat 'n ruk voor jy opbrengs kry ensovoorts. Jy moet redelik sekerheid hê waar dinge heen gaan om daai stap te neem. Ja. En ek dink dit is waar die groot eintlik invloed uitkom, nie noodwendig uit 'n 0.25% basisverlaging nie. So nee, daai marge is klein. Jy gaan 25 basispunte goedkoper lening kry. Dit is ek dink nie dit swaai die besluit nie. Dit gaan veel meer oor maar ek kan nou sien die spoorweë is aan die werk, die hawens lyk 'n bietjie beter. Ons het nou nog nie eers gesê van die goeie nuus van die sitrus uitvoer en die skrap van die tariewe Amerika toe nie. Maar in elk geval, dit is wonderlik. Dit is fantasties. Maar dit kan weer op jou punt, dit kan eintlik weer jou groot sitrusplase, investering in die landbou kan dit weer 'n opstoot gee. As ons moontlik met die karbedryf kan dit weer 'n Mercedes en 'n BMW wat in Oos-London of wat is, dit kan weer sê maar ons sien weer kans om hierdie fabrieke weer op vol kapasiteit te laat hardloop. Die karre is nou 'n teerpunt want hulle het nog geen verligting nie. Hulle sit nog regtig in die spervuur van hierdie situasie. Maar volgens Trump se track record kan ons nie dalk sien dat dit binnekort kan beweeg. Taku. Ja. Hy swaai altyd terug. Dit is ek dink is 'n moeiliker een. Hy besef met die landbouprodukte, dit help jy sit 'n reuse tarief op goed wat jy
nie in daai selfe seisoen het nie. Jy het verbruikers wat nog steeds 'n lemoen geniet. Nou sê vir my sorry, dit gaan nou 30% ekstra kos. Niemand hou daarvan nie. Ek het toevallig gister nog gesien van Junie tot Augustus of Oktober tot Augustus toe is hulle afseisoen en moontlik kan ons sitrusbedryf met die afskaffing nou kan ons weer baie sterk in 'n uitvoerprogram in beweeg en dit gaan ons natuurlik baie help. Dit gaan baie help en dit gaan baie help op spesifieke plekke. Ek bedoel daai Weskaap sitrusboere, hulle het nou hier 'n reuse verligting gekry. So dit klink ook wel of klomp van hulle het die uitvoere gestoot voor die tariewe ingeskop het. So dat hierdie seisoen so goed is ten minste uit. Maar dis goeie nuus vir volgende jaar. So altesaam ek dink daar's ruimte vir 'n 25 basispunte sny, maar nie met die hoop dat dit groei gaan aanmoedig nie. Meer met die hoop dat dit huishoudings bietjie ekstra asemhaling gee net so hier voor Kersfees en die nuwe jaar. Ek dink die randgewys is ons het nou gesien jy moet 'n klomp baie goeie nuus hê om onder R17 te gaan. Net tyd. en ek dink saam met dit nou die onsekerheid rondom waar staan die Amerikaanse ekonomie en hulle rentekoersbesluit nou dat die shutdown geëindig het en hulle weer begin data kry. So ek dink ontleerders almal is maar 'n bietjie risiko-avers op die oomblik en hulle sê kom ons kyk net eers hoe kom die volgende stel syfers uit en dit is die vooruitsig vir of hulle die Fed weer gaan rentekoerse sny of nie. Ek het so 'n rumor gehoor hulle gaan dalk eers 'n bietjie water trap. Dit klink so. Ek dink hierdie syne word baie fyn gelees. Maar ek dink iets soos die voorspelling is dit staan op 40% kans vir weer 'n sny. Maar ek dink dit gaan baie afhang van die data. Hulle sou eerder dalk sê om nie 'n fout te maak nie. Kom ons gee 25 basispunte. Die laaste ding wat jy wil doen is om die ekonomie te laat inkrimp as omdat jy op slegte data 'n besluit geneem het. En kyk hoe speel die data uit. So ek dink dit is moeilik om te sê waar hulle heen gaan en mens sien dit in die markte. En jy sê ons onveranderd? Ek sou hoop hulle dink nie dit ons kan 'n bietjie skiet gee. Ek dink nie dit is nodig om onveranderd te bly om inflasie laag te hou nie. Inflasie is laag, want die rand was nou lekker sterk. Die oliepryse is laag. Selfs met die nuwe teiken, waar kom die druk op pryse vandaan? Dit reën. Voedselpryse kom af. Ja, die arme graanboere en die sterker wisselkoers ook nog. Nee, so tussen al daai goed, dit is daar nie nou vreeslike druk op pryse nie. So ek dink mense kan nou sê inflasieverwagtinge is nou nog nie soveel laer nie maar my gevoel sou wees kom ons bou op die positiewe momentum. Hier's nou lekker energie los. Sit die sakeman die belegger in die regte ekonomie bietjie op 'n positiewe ingesteldheid vir volgende jaar dat hulle begin planne maak en sê maar hoe gaan ons uitbrei? Suid-Afrika is nie oor die muur nie. Ons kan nog hier besigheid doen. En dalk is hulle dit sny kan ons vir ons kinders Kerspresente verkoste. Lego is nie goedkoop. Ja, Lego is nie goedkoop. Wel ek wil gou laaste ding by jou hoor, né? Soos waar die wisselkoers nou is, ek dink hy is by R17.10 daar rond op die oomblik. Waar hy nou is, ons weet alles wat ons nou oor praat is reeds in hom ingeprys. Ek dink baie positiewe goed vir die rand wat sterker moet beweeg is ingeprys. En iets moet verander, of dit nou internasionaal, of dit politiek, of dit plaaslik met die begroting, of dit iets moet wees. Wat kan nou verseker dat ons onder die R17 bly? Is daar nog nuus wat eintlik kan nog meer positiewe nuus na die rand toe bring om hom onder 17 in te bring? Of is daar 'n groter kans dat hy kan terugbeweeg? Ek weet hy behoort ek gee vir die huidige omstandighede naby die vlak te bly. Maar kan ons moontlik onder 17 inbeweeg? Johnny, ek dink die kans is skraal op die oomblik. En net omdat hier teen die einde van die jaar die markte raak nou dun. Ons gaan met vakansie en reg oor die ekonomie wil ek amper sê, nie net die ouens wat die rand verhandel nie, die ouens wat die nuus maak, hulle is ook met vakansie. So daar's nie groot besluite voor nie, daar's nie groot politiek voor nie. Theo sou dalk bietjie beter kan sê wat is die verwagtinge rond daar is 'n ANC hoëvlak vergadering iewers in Desember. Is dit iets wat mens moet dophou? Ek weet nie. Ek dink Peter Ramaphosa het gepraat van hulle met hom afdank of iets. So kom ons dalk sal jy vir ons meer kan sê oor dit. En
ek dink wel Maar dit sal hom natuurlik verswak. hy is dalk bietjie moeg vir die werk, maar die feit dat daar nie duidelike opvolgers in sy plek is nie, maak dat hy gaan nog bietjie moet vasbyt. Ja. So dit gesê, ek dink daar's 'n groter kans dat daar internasionaal iets kan gebeur. En die besondere slegte Amerikaanse ekonomiese data kan dalk die dollar verswak Wow. en die rand 'n bietjie stoot. Wow. Maar daar is nie regtig sulke syne nie met die ouens wat daar aan die privaat sektor kant hulle eie data bou en so voort. Niemand is besig om of die rooi vlak op te sit vir wat gaan aan daar nie. Dalk 'n bietjie af, daai tipe ding, maar ek dink nie daar's die tipe nuus wat die rand sommer volhoubaar onder 17 sit. In die volgende maand of 2 nie. Nie iets wat ons in elk geval nou van weet nie. Nee, en dit sal alles dit sal moet slegte nuus wees vir die dollar. Dis al wat die rand nou so. Dat jy baie seker dit nie dollar inbring et cetera. Ja, ons volgende groot nuus is eintlik maar die begroting in Februarie. Daar is nou voor dit is daar nou die tipiese Januarie verklaring van die ANC en daar is die wat is die State of the Nation en so. Maar daai dit skuif nie eintlik meer die markte nie. So ek met respek gesê teenoor hulle. Ek dink die begroting en dan ek sien seker wanneer is die eerste monetêre beleidskomitee vergadering volgende jaar nie. Ek dink as 'n Januarie, maar dan eers weer 'n Maart. So dis ook nog 'n hele stuk weg. Vinnig, ek weet ek het die vorige keer beloof dit gaan die laaste vraag wees, maar so interessant om met jou te gesels. Oliepryse, hulle is op $63 min of meer. Ek sien hulle verwag vir 2026 oor aanbod en minder vraag steeds. Dis die minder vraag van lae ekonomiese groei wat hulle steeds verwag. En ja, dis presies dit. Min goed wat druk op die oliepryse sit op die oomblik. As OPEC nie een of ander onderlinge besluit neem om te sê hulle gaan daai ooraanbod begin intrek nie, dan kyk ons na 'n oliepryse onder 65. En konstant, maar hy bly, maar ek sien hy neig so af en hy bly af, maar hy nie noodwendig wat hy vreeslik beweeg op die oomblik nie. En ek hoop dit sou nou sleg wees vir die oliepryse, maar dit lyk daarom op wêreldekonomiese groei vooruitsigte vir volgende jaar. Niemand is so bedruk soos wat hulle vroeër hierdie jaar was nie. Okay. Die tariewe ding het nou of die stof het gaan lê, mense sien nou wat die impak is, en ek dink begin vorentoe kyk. So hopelik groei ten minste die Europese Unie bietjie sterker volgende jaar. Sou duimvas vir China, maar hulle interne probleme, dit staan maar nog. So ja, ek dink daar's vooruitsigte ten minste vir die wêreldekonomie dalk 'n knerts beter as wat ons hierdie jaar gesien het. Ja, en dit kan dalk deurspoel klein bietjie beter vraag en dan om dalk sywaarts sou eerder as die oor aanbod dan bly. Ja. Presies. Baie dankie Waldo, dit is soos gewoonlik baie interessant en baie insiggewend om met jou te gesels. Ja, en bly asseblief ingeskakel, ons gesels hier na Pieter ook van die FFG oor versekering en hoe jy jou risiko op die plaas kan bestuur, maar baie dankie vir jou tyd ook vandag. Dankie Johnny. Okay. Soos beloof gesels ons weer met Pieter van die FFG vandag en ons kyk spesifiek na 'n bietjie kontrakteurswerk of net wanneer jy op hiervan uithelp. Ons weet die oestyd lê nou voor, Pieter, met die reën wat natuurlik op pad is. Ons sien die wolke wat natuurlik op pad is buite. Maar ek wil 'n bietjie vir jou vra. Ons sien baie keer jou buurman wat vinnig vir jou 'n stukkie landjie kom plant of kom stroop of rip of wat ook al dit kan wees. Is daar sekere risiko's waarna die ouens moet uitkyk rondom dit? Ja, Johnny, verseker, daar is risiko's aan dit. En presies wat jy sê, ek weet boere is mense wat mekaar uithelp. Ons weet implemente is duur. So as die buurman het, hy kom help gou uit. Partykeer doen ouens dit op 'n groter skaal, wat hy vir as ouens wat sê luister kom doen vir my teen betaling 'n sekere gedeelte wat hulle gaan uithelp en daar is ongelukkig risiko's met dit. As jy nou dink aan jou gewone polis, hy het nou al die afdelings onder wat jou nou dek, maar nou werk jy weg van jou plaas af. So, nou moet jy gaan kyk, elke versekeraar het ander vereistes. Party sê as jy 'n buurman help en is 'n 50 hektaar, 60 hektaar, het hulle nie 'n probleem daarmee nie. En die polis sal dan aktiveer. Maar my advies sal wees, jy gaan moet met jou makelaar praat hieroor. Want soos ek sê, 'n bietjie grys areas wat mense moet na kyk, ja. Absoluut, want onthou, as jy nou vir jouself kan kyk, en wat ons in die mark sien is, 'n boer gaan help 'n buurman. Hy gaan help 'n ou 'n paar kilometer weg. Nou kom hy op die plaas. Nou moet jy dink op jou polis het jy verspreiding van brand, soos Daan ook al bespreek het. Maar gaan hy aktiveer? Jy help uit, jou stroper, jou planter, wat ook al, steek in die brand en daai veldbrand af, die buurman se plaasbrand af.
hier raak dit 'n probleem. Is jou dekking genoegsaam? Is jou dekking reg vir dit? Omdat jy wegwerk van jou plaas, jy moet dit met jou makelaar uitklaar om te seker maak dit is reg. En dan ook in terme van jou aanspreeklikheidsdekking. Onthou jy werk nou weer eens weg van jou plaas af. Dit is gewoonlik jou werknemers wat jy daar gebruik. So jy moet seker maak dat jou aanspreeklikheidsdekking ook reg is om daai dekking half net En as daar 'n fout kom maar die polis sou aktiveer. En as jy byvoorbeeld jou trekker in jou planter stuur en jy vat sy werker, Dit is ook 'n probleem, want onthou nou wie se polis moet nou aktiveer. Want onthou vir alles het teen betaling gebeur. Want ek dink baie keer wat gebeur is, nou doen jy vir 'n buurman of iemand in die gemeenskap doen jy dit, dis 200-300 hektaar, jy stuur soos jy sê, jy stuur jou trekker, maar nou doen jy dit teen betaling. Maar nou gebruik jy sy werknemers. So wie se polis gaan nou aktiveer? So daai dekking moet jy seker maak is reg uitgeneem. Dit is die ding. En dit is nie, ek wil dit ook uitstel want ek weet ons almal in ons ekonomiese tye wat ons leef is almal premie sensitief. Dis nie te sê jou premie gaan opgaan nie, maar die versekeraar wil weet. Hulle wil weet, luister, hier is wat gaan gebeur, hier is wat ons gaan doen en hulle sê ons noteer dit so ons weet dit. So dit is nie te sê jou premie gaan opgaan nie, maar maak dit seker jy kommunikeer dit voor die tyd met jou versekeraar. Pieter, ek en jy het voor die tyd gepraat in terme van hektare. Jy het gepraat van 50-60 hektaar sal dalk nie noodwendig 'n probleem wees nie, maar bo watse hektare moet jy verseker gaan kyk na dit? Wel, soos ek sê, baie versekeraars sê 50 hektaar op 'n slag is nie 'n probleem nie. Ander versekeraars sal sê tot en met 200 hektare per seisoen is nie 'n probleem nie. So hier is seisoene as jy dit uittel. So maar dan kom er nou grys areas van, is dit plant of is dit net plant en stroop of is dit rip, is dit nou dis presies die probleem. Maar onthou nou, daar's verskillende afdelings ook wat nou sê, okay, ons het nie 'n probleem met 50 hektaar of per se dan nou 200 hektaar vir die seisoen nie, maar dis dalk net vir verspreiding van brand. Dis nou nie in terme van jou aanspreeklikheid nie. So my voorstel sal wees is maak seker, want onthou ons sit met baie boere ook, nê. Nie almal is net saaiboere nie. Ja. So ons moet gaan kyk om te sê watse bedryf is jy in, by wie is jy verseker en wat is hulle vereistes. So dit is moeilik om vir jou antwoord nou te gee, dit is konkreet, hierdie is wat dit is, maar ek dink kom by jou makelaar uit, kom praat met ons, gaan kyk wat sê jou polis, wat is die vereistes en maak dit seker dis reg genoteer. Pieter, laaste vraag dan, van hierdie ouens ry dan sommer met sy eie trok of met die kontrakteur ry dan sommer van die milies dan nou weg, as ons weer van die einde van die seisoen is, of as die ouens nou van die goed in die silo's het en hulle wil hier teen einde Desember of begin Januarie wanneer die pryse op hulle hoogste punte gewoonlik is, wil hulle sommer van die goed bietjie inry. Is daar risiko's rondom dit verbonde as jy gou-gou dit wil silo toe ry? Wel, daar's absoluut risiko's. En ek dink baie van my kliënte verstaan baie keer verkeerd, want hulle redeneer, okay, ons het oesversekering, alles is in plek, my trok is omvattend verseker, so hulle redeneer as ek dit ry, alles is reg. Maar onthou jy laai dalk 'n paar miljoen se vraag agter op daai trok. So wat ook nie joune noodwendig is nie. Ja, ek meen veral ons nou gepraat oor kontrakteurs, nê. So dit gaan nie net vir jouself nie, dit gaan nog aan 'n kontrakteurs-terme ook. Ja. So dan moet jy ook net seker maak dat daai goedere in transito versekering reg is vir daai tydperk om seker te maak jy kan dit ry. Want ons sit met baie kliënte wat hulle, kom ons vat milies as 'n voorbeeld, hulle 80, 120 kilos weg ry. Daar kan 'n probleem insluit en dan moet jy seker maak as daar ongeluk is nie net jou bate jou trok verseker nie, maar dat jou vrag ook verseker is. Dan moet jy seker maak jy dit in plek. Gee vir my 'n bietjie 'n voorbeeld, ek en jy het lekker voor die tyd gesels, rakende tegnologie wat die ouens gebruik het met trekker, byvoorbeeld wat 'n geskil vinnig opgelos het. Ja, nou ons het daar soos ek en jy gepraat het, ons boere is mense wat tegnologies voortvarend is en ek dink hierdie is iets wat ons hulle kan bied deur ons sakevennote om fisies, en jammer vir die Engelse woord, tracking te doen op jou voertuie. So hulle kan besluit hoe ver hulle gaan. Hulle kan bloot net vir jou dit insit om te monitor waar hy jou voertuie, wat se spoed, wat se petrolverbruik jou voertuie gee, dat jy dit kan monitor, maar hulle kan so ver gaan om vir jou kameras ook in te sit. 'n Kamera wat buite toe wys, 'n kamera wat binne is. En hierdie spesifieke geval wat jy nou noem is dis 'n kliënt van ons, trok het ry vol vrag agterop, ongeluk, was 'n ander persoon dood in die ander voertuig en op die toneel wil hulle dadelik toe my kliënt se werknemer toe nou arresteer want hulle sê dit is sy skuld. So kom binne 0:30 kon ons vir hulle daai beeldmateriaal stuur om te wys ons ou het doodgewoon gery, uit binne sy spoed gery, alles was reg en jy sien hoe kom hierdie voertuig bloot van die kant af oor die rooi lig en ry hom vas. En toe kon die geskil net daar opgelos word. Versekeraars hou daarvan om hierdie tipe inligting te hê en hierdie tipe tegnologie net te gebruik. Absoluut, hulle hou baie daarvan. En onthou nou, jy moet een ding verstaan, dis tragies wat gebeur het daar. En ek bedoel,
ons kyk na ons kliënt se belange, maar jy moet een ding besef is, dit gaan nie net oor sy werknemer is nie nou gearresteer nie, dis nie sy skuld nie, maar ek kyk na my kliënt. Onthou die trok wat hy mee ry is ver oor 1 miljoen. Hy ry dalk met 'n vrag met 500, 700, 800 000 rand agterop. Daai bewys ook dis nie sy skuld nie. So onthou, nou kan ons gaan teen 'n ander persoon se versekering gaan eis en ons kliënt se eisgeskiedenis word ook beskerm, wat ook sy premie dan beskerm in die toekoms. So dis 'n dubbel doel dink ek. Dis baie interessant. Baie dankie Pieter. Ja, gesels asseblief met Pieter en sy span by FFG. Ek dink hierdie tegnologie, hierdie inligting wat hy gee is so belangrik om jou risiko's te bestuur met die seisoen wat amper afskop. So baie dankie vir jou tyd, Pieter. Dankie Johnny, waardeer. Hierdie episode was met trots aan jou gebring deur FFG. Maak ook seker om AMT se webtuiste by amtrends.co.za te gaan besoek vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Jy kan natuurlik ook by ons WhatsApp groepe aansluit. Ek sit al die skakels na al die sosiale media platforms en die WhatsApp groepe dan in die beskrywing onderaan vir julle. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.